God toets Abraham se liefde. Eendag gee God vir Abraham 'n eienaardige opdrag. Dit was 'n toets om te sien of Abraham sy seun Isak liewer het as God. Neem jou seun Isak en gaan offer hom as 'n brandoffer, sê God. Offer Isak? Sy seun prysgee? Dit was baie moeilik vir Abraham. Hy was baie lief vir sy seun. Maar Abraham het geleer om God te vertrou, al het hy nie verstaan nie. In die oggend het hulle na die berg gegaan om te offer, met Isak en 2 knegte. Voor hulle vertrek het Abraham die hout gekap om vuur te kan maak vir die brandoffer. Abraham sou gehoorsaam wees aan God. 3 dae later het hulle naby die berg gekom. Bly hier, het Abraham aan sy knegte gesê. Ons sal gaan om te aanbid en dan terugkom na julle. Isak het die hout gedra, Abraham het die vuur en die mes gedra. Waar is die lam vir die brandoffer? Het Isak gevra. God sal vir ons voorsien, het Abraham gesê. Die 2 het op die presiese plek aangekom wat God gekies het. Daar het Abraham 'n altaar gebou en die hout gekap en gepak om die offer aan God te bring. Abraham het al baie altare gebou. Beslis was hierdie een die moeilikste een wat hy nog gebou het. Abraham het Isak vasgebind en het sy geliefde seun op die altaar geplaas. Was Abraham regtig van plan om God gehoorsaam te wees en sy geliefde seun Isak, sy enigste te offer? Ja, die meslem glinster as Abraham dit omhoog lig. Sy hart is gebreek, maar hy weet hy moet gehoorsaam wees aan God. Stop! Skree die engel van God. Nou weet ek dat jy God vrees. Jy het nie jou seun, jou enigste seun, van my teruggehou nie. Abraham sien toe 'n ram in die bosse. Hy het Isak losgemaak en die ram geoffer. Miskien het Isak gedink, God het voorsien, net soos my pa gesê het. Terwyl pa en seun aanbid, het die engel van God met Abraham gepraat. Deur jou kinders sal alle nasies geseënd wees, omdat jy gehoorsaam was. Jesus is gebore uit die nageslag van Abraham. Abraham en Isak het teruggegaan huis toe. 'n Ruk later was daar groot hartseer. Sara het gesterwe. Abraham het sy vrou verloor en Isak sy mamma. Na die begrafnis het Abraham sy hoofknegt gestuur om vir Isak 'n vrou te gaan soek. Die diensknegt het na hulle vorige land gegaan om 'n vrou te kry tussen Abraham se familie. Die diensknegt het God gevra vir 'n teken. Laat die dogter wat vir my kamele water aanbied, die regte een wees vir Isak. Rebekka het dadelik aangebied om vir hulle water te gee. Sy was een van Abraham se familie. Die diensknegt het geweet God het sy gebed verhoor. Rebekka het haar familie verlaat om met Isak te trou. Sy het hom vertroos na sy mamma se dood. Isak was so baie lief vir haar.